Okay, so verlede week het ons gekyk oor die algemeen na redoksreaksies. Jy weet, wat is 'n redoksreaksie? Dit behels ons die oordrag van elektrone van een van jou reaktanse na die ander reaktans toe. En ons het gesê, jy kan nie dit so maklik uitken, soos met 'n suurbasisreaksie, wat jy die oordrag van die proton of die waterstof-ion kan volg nie. Die enige manier hoe jy kan sien of daar oordrag van elektrone was om te kyk wat is die oksidasiegetalle van die verskillende stowwe in jou, wat in die verbindings is. So elke element, so oksidasiegetal het ons gaan bepaal, en toe kon ons sien as die oksidasiegetal verander het, dan het dit beteken hy het of elektrone bygekry, of hy het elektrone verloor. So dis waarop ons laasweek gefokus het, die oksidasiegetalle. Vandag wil ek fokus op die skryf van die halfreaksies. So party van die skole leer al vir julle daai tabel, die tabel van die standaard reduksiepotensiale, wat julle kan help om die halfreaksies te skryf, maar jy het dit nie eintlik nodig om die halfreaksies te skryf. As jy die oksidasiegetalle kan bepaal en so, dan kan jy self die halfreaksies skryf. Inteendeel, partykeer dan voel ek, die kinders wat 'n halfreaksie kan skryf sonder die tabel verstaan dit makliker is, of beter, ek weet hulle verstaan dit beter as die ander, maar omdat julle dit in elk geval by die elektrochemie in matriek gaan werk met daai tabel, gaan ek sommer in elk geval vir julle gou wys hoe werk die tabel. So kom ons kyk net gou na 'n voorbeeld. Okay, so hier is sommer jou periodieke tabel en hier is jou tabel van die standaard reduksiepotensiale. So hy lyk so, sê nou maar, hulle sê vir jou, jy moet hierdie reaksie vat en jy moet vir hom die reduksie-halfreaksie, die oksidasie-halfreaksie en die netto-ion-reaksie neerskryf, want dit is iets wat julle tot en met matriek toe moet kan doen. So dan begin ons, ek gaan net gou vir julle die normale manier wys, en dan gaan ek vir julle, dan sit sommer 'n recap van verlede week in elk geval met die oksidasiegetalle, en dan gaan ek vir julle wys hoe jy die tabelletjie kan gebruik ook om jou te help. So onthou, enige as ons nou die oksidasiegetalle bepaal, die reëls is enige ongebonde element. So 'n element wat nie verbind is aan 'n ander element nie, sy oksidasiegetal is 0. So daai ene ook, onthou die broom is 'n diatomiese element, wat beteken al jou halogene, so dat ek sommer net vir julle daar 'n nota maak, al jou halogene en waterstof en stikstof kom altyd in die natuur voor as met 'n tweetjie daar, 'n diatomiese element. So daar is hy nog steeds in sy elementêre vorm, hy is ongebonde aan 'n ander element, wat beteken sy oksidasiegetal is 0. Nou die oomblik wat magnesium verbind word aan iets anders, dan kry hy die oksidasiegetal op grond van sy posisie in die periodieke tabel. So almal sin werk so dat jy dit kan kry op die periodieke tabel, of soos jou sulfaat-ion, jou karbonaat-ion, jou nitraat-ion, daai ladings moet jy mos leer. Maar dis net jou oorgangselemente wat jy die oksidasiegetal self moet bepaal deur te kyk waarna hy verbind is. Dis mos nou wat ons laasweek die hele tyd gedoen het. So almal in groep 1 se lading is +1, almal in groep 2 is +2, skiep die oorgangsmetale, hulle moet jy bepaal. Want julle sal sien, hy kan partykeer verskillendes hê, dan +3, plus of -4, dan werk ons weer terug, -3, -2, -1, 0. So magnesium is daar in groep 2, wat beteken hy gaan 'n lading hê van +2. En jou broom is in groep 7, wat beteken hy gaan 'n lading van -1 hê. Ons kyk net na die element op sy eie, so ons worry nie nou oor die feit dat daar 2 brome is daar nie. Die 2 brome help ons net, want as daar 2 is, beteken dit daar's altesaam 2 negatiewe ladings, 2 positiewe ladings, dis hoekom hy 'n neutrale verbinding is. Maar ons kyk net na die broom op sy eie. So dis hoe ek mos nou sien, daar is definitief 'n redoksreaksie gewees, van die oksidasiegetal het verander. So onthou ons het gesê oilriet, né? Oxidation is loss, reduction is gain of electrons. So hierdie enetjie het meer positief geraak, wat beteken hy het elektrone verloor. Oksidasie, ja. En hierdie ouetjie hierso, sy lading het gegaan van 0 na -1, wat beteken hy het meer negatief geraak, so met ander woorde hy het elektrone bygekry, wat beteken hy is die reduksie, hy is die een wat gereduseer is. So as ek nou my oksidasie en my reduksie halfreaksies
en dan my netto-ion reaksie moet neerskryf, dan begin ek my ek wil met die rooi werk. My oksidasie reaksie is waar ons gaan dit van magnesium na magnesium 2+, né? Dis ons wat sy lading daarso was, is 'n +2. Nou jy kan onder geen omstandighede sê hierso is -2 elektrone aan daai kant. Onthou, dis nie 'n wiskundige vergelyking wat ons kan plus en minus aan albei kante nie. Hierdie is 'n reaksie wat beteken ons het reaktanse en ons het produkte. Ek verwyder nie iets uit my reaksie nie. So hy kom hier saam met my, hy is een van my produkte. Okay, so hierso is magnesium met sy 2 elektrone, hier is magnesium apart van sy 2 elektrone. Jy kan, moenie nou verkeerd hoor wat ek sê nie, jy kan om jouself te help in potlood, as die oksidasiegetalle nie, as die oksidasie-halfreaksie vir jou moeilik is, kan jy hier neerskryf -2 elektrone, en dan onthou, jy mag dit nooit ooit so los nie, en dan weet jy, as jy hom oorvat aan die ander kant, dan raak hy 'n plus. So dis net vir jouself. Jy kan dit onder geen omstandighede ooit op 'n vraestel neerskryf nie, maar jy kan dit gebruik om jouself te help. As dit vir jou meer sin maak, hy verloor 2 elektrone, so dis minus, maar dan vat jy hom dadelik oor na die ander kant toe waar hy dan 'n plus raak. Dan het ek my reduksie halfreaksie. Nou die halogene, daai jou diatomiese elemente, hulle raak partykeer is dit partykeer moeilik om hulle halfreaksies te skryf, so dis waar die tabel bietjie handig inkom, dan hoef jy dit nie vreeslik te oordink nie, maar jy skryf altyd dit wat jy het aan die begin, en dit wat jy het aan die einde. Hy vorm ons nou die minus. Jy worry nou in die verbinding, worry jy glad nie oor daai onderste 2 nie, né? Jy kyk, wat is die ion wat hy vorm, daar moet jy dit neerskryf, want dis hoe hy voorkom, dis sy elementêre vorm. Nou sien jy, okay, maar 1 broom, hy het 'n -1 lading, wat beteken hy moes mos nou 1 elektron bygekry het. Maar nou hierdie halfreaksie, ons het nou nog niks te doen met die netto-ion reaksie waar die elektrone gebalanseer moet wees nie. Hierdie reaksie soos wat hy hier staan, is nie gebalanseerd. Jou halfreaksies moet ook gebalanseerd wees. Wat beteken as daar 2 brome is, moet daar ook 2 wees. So as ek 2 brome het, en ek vorm op die einde van die dag 2 ione, dan beteken dit ek het ook 2 elektrone nodig. Okay. So as hulle net vir jou vra, skryf jy oksidasie-halfreaksie, daar's hy. As hulle net vir jou vra, skryf jy reduksie-halfreaksie, daar's hy. Okay, jy kan ook op jou tabel gekyk het. So nou soek jy vir magnesium en jy soek vir broom. So kom ons kyk gou. Hier is magnesium, daar is sy reaksie, en ons soek vir broom. Waar is my broom? Hier onder toe, daar is hy. Want hier gee hy klaar vir jou, sien julle, hy gee klaar vir jou presies wat ons daar gekry het, hy gee klaar vir jou die gebalanseerde halfreaksie. Okay, so daar is daai 2, jy kon dit net so afgeskryf het, maar onthou, hierdie is 'n reduksietabel. Wat beteken al hierdie reaksies hierso, as jy dit lees van links na regs, is reduksie-halfreaksies. So jy kan nie 2 reduksie-reaksies hier neerskryf nie, so jy moet self met jou oksidasiegetalle bepaal wat se een is geoksideer en wat se een is gereduseer, en dan weet jy, die een wat geoksideer is, daai ene, kan jy nie van links na regs skryf nie, want links na regs is reduksie. Jy moet dit self skryf van regs na links, soos wat ons daar geskryf het, magnesium, toe raak het magnesium 2+ met sy 2 elektrone. Julle alright met die oksidasie en die reduksie, net die halfreaksies. Okay, nou jou netto-ion reaksie, nou is dit baie belangrik, so ons kyk nou met die halfreaksies net so, kyk ons glad nie na elektrone wat gebalanseerd is of wat ook al nie. Net jou halfreaksie self moet gebalanseerd wees, maar jy kyk glad nie na die elektrone wat daarin verloor en wat daarin bykry nie. Dis eers as jy die netto-ion reaksie neerskryf. So as jy die netto-ion reaksie neerskryf, dan moet jou elektrone gebalanseerd wees. So hy sê eintlik vir jou in ionvorm, dis 'n netto-ion reaksie, in ionvorm wat in daai reaksie gebeur. So wat jy doen is jy skryf alles wat hier aan die linkerkant van die pyltjie is, ook aan die linkerkant van die pyltjie vir jou netto-ion, maar
jy moet eers kyk dat jou elektrone gebalanseerd is. Die hoeveelheid elektrone wat daai verloor en die hoeveelheid wat daai bykry moet dieselfde wees. As hy nie dieselfde is nie, het ons 'n probleem. Ek sal nou vir julle wys wat doen ons dan. So met ander woorde, al my elektrone gelukkig is klaar gebalanseerd, so ons worry nie nou oor hulle nie, maar so wat ek links skryf is my magnesium plus my plus my brom. So dis die magnesium plus die Br2 en dit gee vir my, dan kyk ek wat is al hier aan die regterkant van die pyltjies. Dis die magnesium 2 plus en die 2 bromione en dan skryf jy dit ook hierso by jou netto ion reaksie ook aan die regterkant. So sien julle, dit stem baie ooreen met jou gewone reaksie. Magnesium in die broer, net so, hierso is hy opgebreek in sy ione, maar dit stem nog steeds ooreen. 1 magnesium, 2 bromione, 1 magnesium, jou 2 brome, so dis net in ion vorm daai. OK. Kom ons sê dit was nou nie gebalanseerd nie. Kom ons sê jy het iets gehad soos kom ons sê ek het magnesium gehad. En wat 'n oksidasie ondergaan. En dan het ek iets soos my sê nou maar ek het iets so suurstof. Sê nou maar ek vorm magnesiumoksied. Kyk. Ek hoop nou die voorbeeld gaan werk. Okay. So sê nou maar ek het magnesium en suurstof wat gereageer het en ek het nou die halfreaksies hierso neergeskryf en ek het op die ou einde gekom hierso. En ek wil nou my netto ion reaksie skryf en ek sien my elektrone is nie gebalanseerd nie. Dan kyk jy wat is die KGV van daai twee getalle. So die KGV van hulle is 4. Wat beteken dan moet 4 elektrone by die een verloor word en 4 by die ander een bygekry word. So daai ouetjie is my probleem. So wat ek nou doen is ek maal hierdie hele reaksie met 2. So dan sit jy jou 2 dae en daai verander dan in 'n 4. En die oomblik wat jou elektrone dan gebalanseerd is, dan kan jy jou dan kanselleer hulle mekaar uit en dan kan jy jou net reaksie skryf. Alles wat aan die linkerkant is, hier aan die linkerkant en alles wat hier, ek sien ook en alles wat hier aan die regterkant is, ook hier aan die regterkant. Maar daai, luister vir my mooi, daai hoef jy nie te doen as hulle net vir jou vra skryf die oksidasie halfreaksie neer nie. As hulle vir jou net vra skryf die oksidasie halfreaksie neer en jy balanseer klaar die elektrone, dan gaan jy 'n 0 kry. Sê nou maar hulle vra vir jou vir die oksidasie halfreaksie en later vra hulle vir jou vir die netto ion reaksie, dan doen jy maar net die balansering in potlood sodat jy nog dit kan uitvee, want dit moet nie deel wees van jou antwoord as hulle net vra vir die oksidasie halfreaksie nie. Maak dit sin? OK. Jy vraag gehad? Seker. Jy moet sê as jy vra het.